Hallo graad 4's en welkom. Is julle reg vir 'n kennissoektog? Vandag gaan ons saam op 'n avontuur om alles wat julle oor die Khoisan geleer het, weer lekker vars in die geheue te kry. So hou julle sitplekke vas want hierdie gaan julle vuur warm maak vir daardie eksamen. Kom ons spring dadelik weg. Goed, ons soektog het 3 opwindende rondes. Eers gaan ons kyk na jag en oorlewing, dan duik ons in hul groepslewe en tradisies en ons sluit af met hulle ongelooflike geloof en kuns. So, maak seker daai dinkcaps is stewig op jou kop, want hier kom ronde 1. Reg, hier gaan ons. Ronde 1 gaan alles oor hoe die San absolute meesters van oorlewing was. Hier is julle eerste vraag. Dink mooi, watter tegnologie het die San ontwikkel om jag sommer baie doeltreffender te maak? Ja, presies, die boog en pyl. Dit was 'n briljante uitvinding, want nou kon hulle diere van 'n veilige afstand jag. Regtig slim, né? Goed, is julle reg vir die volgende een? Waarvan is die San se pylpunte gemaak en waarmee is dit bedek? Weet jy dalk hierheen? Fantasties as jy dit geweet het. Ja, hulle het klippe vlamskerp gemaak en dit dan met 'n baie kragtige gif bedek. En daai gif het dikwels van 'n klein kewertjie gekom. So kon hulle selfs die grootste diere plat kry. Nou ja, kom ons gaan aan. Noem vir my een stap in die San se jagproses. Enige een van hierdie sou vir jou volpunte gee. Die San was ongelooflike spoorsnyers. Hulle het eers die spore gevolg, dan die dier bekruip en soms het hulle 'n dier vir dae lank gevolg. Kan jy dit glo? Dit wys net hoe geduldig hulle was en hoe goed hulle die natuur verstaan het. Goed, en wat het gebeur na die jag? Hoe is die vleis verdeel? Dis die sleutel tot hul hele leefwyse. Hulle het alles gedeel. 'n Suksesvolle jag was 'n oorwinning vir die hele groep, nie net vir die een jagter nie. Almal het saamgewerk en almal het saam fees gevier. Reg, laaste vraag vir hierdie ronde. Hoe het die San vis gevang langs die kus? Korrek. Hulle het hierdie baie slim valle van klip gebou. Wanneer die see inkom met hoë gety, swem die visse mos oor die muurtjie en wanneer die gety dan weer uitgaan, is die visse vasgekeer. Baie slim. Mooi so met ronde 1. Julle doen briljant. Welkom by ronde 2. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hoe die San as 'n gemeenskap, soos 'n groot familie, saamgeleef het. Is julle gereed? Vraag nommer 1. Hoe groot was die San se stamgroepe gewoonlik? Die antwoord is tussen 12 en 40 mense. Dit was klein hegte groepies, jy weet, amper soos 'n groot familie waar almal mekaar se name geken het en vir mekaar omgegee het. Fantasties. Volgende een. Noem 2 maniere hoe die San kinders geleer het. Heeltemal reg. Vir hulle was leer deel van die alledaagse lewe. Kinders het geleer deur te doen, om saam te gaan jag of kos te versamel en ook deur na die stories en die wysheid van die ouer mense te luister. Dit bring ons by die volgende vraag. Hoekom het die San so min besittings gehad? Die interessante woord hier is nomadiese. En al wat dit beteken is dat hulle nie op een plek gebly het nie. Hulle het rondgetred op soek na kos en water. En as jy heeltyd op pad is, wil jy mos nie 'n klomp swaar goed saamdra nie, né? So hulle het net die heel nodigste goedjies besit. Laaste vraag vir ronde 2. Wat het die San geglo oor alle lewende dinge? Dis so 'n pragtige gedagte, is dit nie? Hulle het geglo dat mense, diere en selfs plante almal ewe belangrik is en met respek behandel moet word. Dit wys net hulle diep liefde vir die natuur. Wel gedaan. 2 rondes is verby en net 1 om te gaan. Julle is op 'n rol. En hier is ons by die laaste ronde. Nou duik ons in die San se spirituele wêreld en al wêreldberoemde kuns. Die eerste vraag. Wat was die San se mees spirituele dier? Die een wat vir hulle die belangrikste was? Ja, die eland. Hierdie groot, kragtige bok was vir hulle ongelooflik belangrik. Dit het 'n reusrol in hul geloof en stories gespeel. En dit lei ons reguit na die volgende vraag. Noem 2 rituele waarvoor die eland gebruik is. En kyk net hier, die eland was deel van al die groot oomblikke in 'n persoon se lewe, van 'n seun se heel eerste jag, tot wanneer 'n meisie groot word, tot by trouens en selfs al spesiale spirituele danse. So enige 2 van hierdie is 'n perfekte antwoord. Goed, en wie was die heel belangrikste wese in hul geloof? Wie was die San se belangrikste spirituele figuur? Dis reg, die Kagen. Hy is dikwels as 'n mantis of Hottentots god uitgebeeld. Hy was hulle skepperfiguur en 'n slim held in baie van hul stories. Nou, kom ons beweeg oor na hul kuns. Wat was die doel van die San se beroemde rotskuns? Hierdie is 'n baie belangrike punt.
Hulle kuns was nie net mooi prentjies om na te kyk nie, glad nie. Dit was 'n diep spirituele praktyk. Die shamane, wat hulle geestelike leiers was, het hierdie beelde geteken om met die geesteswêreld te konnekte. Dis fascinerend. Maar, waarvan het hulle die verf gemaak? Kyk net hoe ongelooflik vindingryk hulle was. Hulle het alles uit die natuur om hulle gebruik. Oker, wat 'n tipe gekleurde klei is, bloed, dierevet en die sap van verskillende plante om al pragtige verf te meng. Goed, die laaste vraag van die hele vasvra. Is julle reg hiervoor? Waarop is die Khoisan figure op ons nasionale wapenskild geskilder? Ja, op die Lintensteen. Dis 'n wêreldberoemde stuk rotskuns wat so belangrik is dat dit gekies is om ons almal op Suid-Afrika se wapenskild te verteenwoordig. Dit wys jou net hoe waardevol die Khoisan se nalatenskap vandag nog is. En dit is dit. Julle het die kennissoektog voltooi. Fantastiese werk almal. Julle het gewys julle ken julle feite oor die San. Ek is regtig beïndruk. Julle het sopas 15 baie belangrike feite hersien wat julle uitstekend gaan help in die eksamen. Wees sommer baie trots op julleself, want julle het hard gewerk en julle is nou regtig gereed. En ek los julle met een laaste gedagte om oor te monder. Watter van hierdie ou slim vaardighede, soos om dierespore te volg of om alles met mekaar te deel, dink jy kan ons vandag nog gebruik? Dink 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met die eksamen en hou aan om nuuskierig te wees. Totsiens.